Toer deur die Erisa se beeldskone vlaktes, pad langs onder Afrika se eindelose lug, besoek ons vergete klein ou dorpies, herleef saam met ons hul geskiedenis en kuns. Pad langs deur die Erisa reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Spore ontvou waar krimme dartbome staan, besienswaardighede blink in elke sonnestraal. Elke nuwe myl bring onvertelde stories in hierdie land vol van skoonheid en euforie. Hallo, ek is Jacques Leeuw en ek is in Magaliesberg. Kom ontdek Route 24 Magaliesberg saam met my. Kom ons gaan. En so is ons by Landorstad. En hulle het so lekker cottage waar ons dan nou vanaand gaan oorslaap. Nou kyk nou, lyk dit hier, né? Is dit nou 'n lieflike plek of wat? Kyk hoe groot is dit. Genade. Hier. So. Hier is 'n opwas. Dis 'n massiewe plek hierdie. Lekker sitkamertjie, kaggel. Hier is nog 'n sonkamer ook. Twee slaapkamers. Hier is die badkamer. Hier is die een slaapkamer met 2 beddens. En die hoofslaapkamer. Ek dink ons gaan heel lekker slaap vanaand. En ja, hier so inloophandkassie ook. Nou, die eienaar van hierdie plek, die eienaar van Landorstad, hulle doen ook lekker skaap. Ons het reeds 'n ou skaapworsie en skaapchoppies gekry vir vanaand om te braai. En hulle doen ook skaapmins. So die eienaar is Herman. Hy is die voorsitter van Route 24. En ons gaan met hom gesels dan nou Woensdagoggend sal ons met hom lekker 'n onderhoud voer. Wat ek ook dan nou hierby sit, sodat julle net weet hoe ons program loop. Maar daar sy. So. Uittrek, ontspan. Gaan nou vir my 'n lekker whisky ingooi. En dan 'n vleisie braai. Ek sal vir julle wys hoe hy lyk as ek hom gaar het. Nou ja, goeiemôre. Hier is ons vanmôre by Landorstad. Lekker geslaap gisterand, lieflike plekkie om te slaap. Daar het ek gebraai gisterand. Lekker skaapvleisies gebraai wat ek hier gekoop het op die plaas. Kom ons kyk hoe lyk hierdie eenheid. Nou ek moet vir jou sê, ek hou van hierdie eenhede, want dis so lekker rustig hierso. Jy is heeltemal op jou eie, dis self-catering. En doer, aan die ander kant is jy ek waar ons ingekom het. En dan ry jy nou deur hiernatoe. En dan is dit nou waar jy is. Kyk hierso, jou eie tuintjie. Kyk hoe pragtige voordeure, hè? Nou, die eienaar van hierdie plek is Herman en sy vrou Karen Becker. En
Ja, hulle het stoetperde, hulle boer met skaap. Hier is ook bees. So, ek gaan so uitloop en dan gaan ek bietjie vir jou wys hoe lyk dit daar. Aan die ander kant is die plaashuis en al die dinge. Daar is die perde. Die huise daar so waar jy daai persboom, jacaranda sien. Is waar die plaashuis is. So ja, vanmôre is net gou klaar maak. Dan is ons op pad na Harties toe, die Harties Boat Company, waar ons middagete op die boot gaan eet. So, ons is opgewonde om dit ook te beleef en vir jou te wys wat alles aan die gang is. Hier in Magaliesburg en op Route 24, dis natuurlik die area hier is, Route 24, waar al die dinge gebeur. So lekker driving hier so. Stop jy veilig hier so. Hier is ook alarm. So jou, as jy hier inboek vir 'n tydjie dan en jy wil dorp toe of plekke gaan besoek hier, dan kan jy die alarm aktiveer. En die drukpompie wat daar loop, want Karen is besig om gou skorrelgoed te was. Wat jy tof wys, hoe dit lyk hier. Nou ja, ek al my goedjies gaan pak, ek was die pad. Wat langs die sal reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Pad langs. Ek sit hierso by Herman Becker. Nou Herman woon hier in hierdie lieflike area, maar Herman is ook die voorsitter van Route 24 Magaliesberg. Nou as jy gaan kyk op Google, dan gaan soek jy dit Route 24 Magaliesberg, nie Burg nie, en dan gaan jy al die plekkies kry. Hulle het 'n webblad, hulle het Facebook. Maar Herman, vertel ons asseblief meer van wat doen julle en waar kom die gedagte van Route 24 vandaan? Baie dankie, Jacques. Route 24 is 'n toeristeorganisasie. Ons grense is van die Olifantsnek Dam tot by die Hartbeespoortdam aan die suidekant van die Magaliesberg en in die biosfeer van die Magaliesberg. En dan loop ons suidelike grens tot by die Maropenpad net aan die ander kant van Magaliesburg. Dis 'n ideale plek om te kom vakansie hou. Dis baie naby aan Johannesburg, eerste ry van Sandton af en die eerste ry van Pretoria af. En die toegangspaaie is baie maklik om hier uit te kom. Ons het alles waaraan jy kan dink in hierdie area van ons. Al die aktiwiteite, al die tipe akkommodasies van
1 ster tot 5 ster, verskillende akkommodasies. Ons het ook die Harrops Balloon, warmlugballon vaartmense is ook in ons area en ook 'n deel van een van ons lede. Ook African Hills is ook deel van ons en baie privaat mense wat 2 en 3 en 4 cottages op hulle plaas het. Dit is 'n veilige area, dit is 'n UNESCO erfenis area en daar is ook vreeslik baie geskiedenis op die Magaliesberg van die Anglo-Boereoorlog en die verskillende forte en verskillende besienswaardighede. Ons het baie lekker restaurante in ons area. Ek kan getuig. Definitief ook mense wat hulle eie gin en bier en sulke goeders maak en baie lekker kuierplekke. So as jy die rugby wil kom kyk of sulke goeders, dis die plek om te wees. En jy kan regtig, daar's niks hierso wat ons nie aanbied nie. Dis waar, ek moet sê, ons het gaan kyk ook na karavaanplekke, karavaanstaanplekke. En natuurlik kyk ek ook nou maar toegang na die plekke, jy weet, hoe kan jy met 'n gewone karavaan ingaan by plekke, of moet jy 'n off-road karavaan gebruik? So, julle kyker eintlik vir alles en vir almal. Jy gaan nie net 'n week hiernatoe kan kom nie. Jy gaan kom en jy gaan weer en weer en weer kom, as jy alles wil besigtig. En dis wat hierdie hele area vir my so interessant en so lekker maak. En die vriende, die mense is baie vriendelik. Ek moet sê, ek het nog nie op een plek gekom waar dit nie vriendelike mense is nie, waar jy nie tuis voel en welkom voel nie. Dis wat so lekker is hier by julle. Dis maar wat die platteland doen. Ja. Dit is regtig so, dit is nie die stres van die stede nie. Baie mense wat hier so woon, het eers in die stede gewoon en in die koöperatiewe wêreld en sulke goed, en hulle het net eenvoudig op 'n stadium gekom en gesê dit is genoeg. Ons het genoeg van die dorp gehad, so kom ons trek nou maar plaas toe. So baie van die mense is net normale plattelandse mense wat net hulle lewe wil geniet. Ja, nee, dit het ek agtergekom. En Herman, julle het self ook 'n eenheid hierso. En op die episodes soos wat hulle gaan volg, en ek skat daar gaan seker omtrent 7 episodes rondom Magalies gedoen wees vir nou, en dan kom ons weer terug. Julle het self 'n plekkie, dis ook, jy weet, self-catering eenheid, maar ons het dit baie geniet, want ons op die plaas, dis rustig, dis stil. Een ding wat ek agtergekom het, en dit wil ek graag op video sê, is 'n mens is bekommerd, gaan jy by al die plekke kan uitkom met jou voertuig? Nou nie almal ry bakkies nie. Ek het hierdie keer met die Mercedes deurgekom. Ek wens ek het met 'n bakkie deurgekom, want dan het ek meer kon sien. Maar jy ry maar net stadiger. Daar's nie 'n plek waarheen ek moes gaan wat ek nie met my kar kon gaan nie. So die mense kyk ook na die paaie. Ek het gesien van die vorige keer wat ons hier was tot nou toe, het hulle tot die teerpaaie baie aangedoen en begin regmaak. Maar jy kan enige plek met 'n kar basies uitkom. So dit maak dit ook lekker, dit maak dit ook maklik. Ja, jy moet maar net stadig ry op die grondpaaie. Ja. So, maar jy kan met enige voertuig in die reenseisoen, in die somer as dit baie reën het, en dan kan dit soms 'n bietjie Probleem. ja, maar nie regtig nie. Hier by die Laagwaterbrug, dan ons het al 'n paar ouens sommer met die trekker gaan uitsleep as hulle vassit. So Dis deel van die pret hierso. So ja, met die meeste voertuie is 100% reg. Ja. Is maar grondpaaie en maar die gemeenskap hou die grondpaaie ook in stand. Ja. Maar die beste van hulle vermoë. Ja. Nou om terug te kom na jou plekkie hierso waar ek so lekker gebly het. Vertel ons meer van wat jy doen hier, met wat jy boer en veral dan ook van jou eenheid hier wat jy uitvoer. Ons het in April 2015 plaas toe getrek van Johannesburg af en ons boer met warmbloed springperde en dis eintlik hoe die hele plaas begin het, was met die perde gewees. Daarna het die skape gekom, my vrou boer met Meatmaster skape en daarna het die beeste gekom, so ons het ook 'n Dexter stoet. Al die diere is stoediere en as jy met diere boer moet jy hulle kos gee, so ons boer eintlik met gras. Ons is eintlik grasboere om die diere kos te gee. Ja.
Die cottage was 'n plekkie gewees wat ons 'n permanente huurder gehad het en toe COVID gebeur het en ons kon nie meer in Johannesburg werk nie. Toe het ons die plek net gou reggemaak en omgesit en naweek akkommodasie van dit gemaak. Ons het op daai stadium niks geweet van die toeriste of enigiets te doen gehad voorheen met toeriste of sulke goed nie. En maar ons het baie van geleer en dit is 'n verskriklike lekker industrie. Ons ontmoet vreeslike interessante mense en dit is 'n baie populêre kothuis en die mense kom vir die stilte van dit. Ja. Jy kry ook 3 tipes toeriste in die algemeen. Jy kry ouerige mense wat net wil kom en rustig wees en sit en boek lees, of mense wat net van die gejaagdheid van die stad wil wegkom, of jy kry jongerige mense wat baie in aktiwiteite en goeders wil deelneem. En in die area om ons doen presies dit. So ek kan vir jou sê, ry gou hiernatoe op, gaan sien toe op, daar kan jy gaan perdry en daar kan jy aan pylingboog skiet en daar kan jy met 'n haalgeweer 'n kleiduif gaan skiet en daar kan jy gaan visvang en so. Ja. Dis alles regtig in die omgewing. 10 minute se ry jy kan toe en 5 minute se ry sien toe. Dis reg. En selfs as jy nou by Olifantsnek is en jy wil van daar af Hartbeespoortdam toe gaan, dis nie eers ver nie. En dan het jy nog 'n keuse Rustenburg en 4 of jy kan deur al hierdie mooi klein plekkies ry hierso naby die laerskole of die hoërskole verby. So dit is 'n plek wat ryk is aan waar jy kyk is daar iets en dit maak hom besonder. Verseker, dit is 'n lekker plek en dit is naby aan die stad. Ja, naby genoeg. En ver genoeg. En ver genoeg, ja. Herman, ek wil vir jou baie dankie sê. Ek wil vir jou en jou span Jenny sê dankie vir dit wat julle vir ons hierdie week gereël het. Wat gaan uitvloei uit dit gaan seker nog baie episodes wees, want ons is soveel keer genooi om terug te kom na plekke toe. Maar ek dink julle het 'n blikkie oopgemaak en hier is nie wurms nie, wat definitief net meer en meer gaan uitkom. En ons sien uit daarna om terug te kom na hierdie area toe en weer by julle te kuier. Dankie Jacques, julle is baie welkom. Dankie. Op toer deur die RSA se beeldskone vlaktes, pad langs onder Afrika se eindelose lig, besoek ons vergete klein ou dorpies, herleef saam met ons hul geskiedenis en kuns. Pad langs deur die RSA reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie